So ons het 'n wonderlike nuwe afdeling wat vir ons wag en dit is die Kartesiese vlak, the Cartesian plane, and we typically follow up on the functions and relationships chapter, die funksies en verwantskappe hoofstuk, wat ons nou nie regtig hierdie jaar behandel het nie, maar ek weet dit is 'n graad 8 hoofstuk, so onthou julle gister se werk. Net 'n klein vloei diagrammetjie om vir jou te sê jy het inset en uitset waardes. And then this robot in the middle is called your function. Dit word jou funksie genoem, onthou julle dit? Okay, so dis basies funksies en verwantskappe, maar ons wil dit nou begin toepas en vir julle leer hoe werk die Kartesiese vlak, wat is die Kartesiese vlak, hoe plot ons verskillende koördinate op hierdie vlak, and then also the outcome would be to be able to draw a straight line function or to determine the equation of a straight line function. So ek praat nou oor goed wat julle aan die einde van die hoofstuk gaan doen, maar vir vandag fokus ons net op die Kartesiese vlak. Ons gaan inset en uitset waardes bereken, ons gaan punte plot. Is julle reg? Gaan lekker wees? Dis nie 'n baie lang lesie. So almal van julle het nou reeds hierdie vlak geteken. Ons het basies twee getalle lyne wat 'n 90 grade hoek vorm met mekaar. We have two number lines that form a 90-degree angle with each other. In other words, these two lines cross at, or they intersect perpendicularly. Hulle sny mekaar loodreg, dit beteken teen 'n 90 grade hoek. Ons horisontale as se naam is die x-as. Okay? Die x-axis. Hy gee vir ons die eerste dimensie. The first dimension would be a horizontal dimension. And if you take that number line going from negative infinity to positive infinity en jy draai hom op sy kop, dan kry jy die y-as. En hier gaan jy ook van negatief oneindig tot by positief oneindig. Nou juffrou, hoekom het juffrou nou net van -3 tot by 3 geskryf? Want my bladsy is net so groot. Okay, but these arrows indicate to us that this Cartesian plane, this two-dimensional plane, ja, vlak, gaan tot by oneindig. And any position on this plane has a specific coordinate value. So ons kan die posisie van enige punt op hierdie vlak bepaal deur middel van 'n koördinaatstelsel, 'n coordinate system. We call them ordered pairs, geordende pare. So om dit te doen, het ek nou vir ons 'n blou kolletjie daar gemaak en ek het hom A genoem. So it's a blue little dot and we call it A. Dit is net gou die by uit die klas uit kry. Okay, brand. Was ek weer gekansel? Hy sal niks maak nie. Right. Ons gaan aan. So as ek nou vir julle let's quickly is klaar uit. Let's look at that blue dot, please. Nou as ek by die oorsprong begin. If I start at the origin, by the way, the origin is indicated with a red arrow. Dis die kruising tussen die x en die y-as. Ons noem dit die oorsprong. Nou as ek daar begin en ek wil by A eindig. Hoe moet ek loop? En dan? Okay, so horisontaal regs, ek stem saam. So Ewan, okay, jy overcomplicate dit nou, maar ek weet wat jy bedoel. Punt is, ek moet 4 eenhede na regs loop, né? Alright, so I need to walk 4 units to the right. En jy sien, ek skryf ook vir jou waar ek begin. Ek begin by die oorsprong. I start at the origin. And I walk 4 units to the right. Want ek moet sê van waar af ek begin. What is your reference point? En dan? Wat moet ek dan doen? And then 1 unit down. So 4 eenhede na regs en 1 eenheid af. En dan het ek by punt A uitgekom. Maar as ek nou vir jou 14 sulke punte gee,
letters of the alphabet and I ask you to write down the coordinates of every point, I don't want you to write sentences. Jy gaan die hele dag lang skryf. I want us to have a quicker, more efficient way, mathematical notation, to write down the coordinates, the position of these points. So as ek nou hierdie 4 eenhede na regs vat en die 1 eenheid af, dan sou ek kon sê maar die x-beweging, the horizontal movement, was 4 units to the right. So first your x movement, your horizontal movement, left or right movement, followed by 1 unit down. Maar gaan ek 1 skryf? Het ek opgegaan? Is dit 'n positiewe y-waarde? Nee, ek het afgegaan. If you move down, it means you're going in the negative direction. As jy afbeweeg, dan gaan jy in die negatiewe rigting. So wat jy hieruit moet aflei, ek het daar vir julle in groen gehighlight jou negatiewe asse. The moment you move to the left, you have a negative x value. The moment you move down, you have a negative y value. As jy regs beweeg, het jy 'n positiewe x-waarde en as jy opbeweeg, het jy 'n positiewe y-waarde. So this is what we call a coordinate pair or even an ordered pair. 'n geordende paar. Ons noem dit 'n koördinaat ook. Okay, so nou met dit in gedagte, wil ek hê julle moet vir my voorbeeld 1 beskou. En dan dink julle aan wat ons gister gedoen het. Gister het ons gewerk met 'n vloei-diagram of 'n spinnekop-diagram. Hierdie was 'n funksie. Your robot is essentially a function. You've got input values, those are your x values, and then you've got output values, those are your y values. Dis met ander woorde jou antwoord. So vir elke x-waarde is daar 'n ooreenstemmende y-waarde volgens jou funksie. For every x value, there is a corresponding y value according to the given function. Which brings me to this example. Guess what? This is your function. This is your robot. Dis jou funksie. So wat wil ek hê jy moet doen? Ek wil hê met substitusie moet jy elke ooreenstemmende y-waarde bereken. So if x is negative 2, what is the value of y? 0. I agree. Because should you put negative 2 in x's place, you will get 0 as a y value. And what's interesting to me is we now have an x and a y value that we can write as an ordered pair. Met ander woorde, as x minus 2 is y 0. Kyk daar. Do you think we can plot this point on our Cartesian plane? So jou x-waarde wat eers geskryf word, verwys na die horisontale beweging. So if I start at the origin, am I going to move to the left or to the right? To the left. Onthou jou horisontale beweging word eers geskryf en dan jou vertikale beweging. And if it is minus 2, it means you need to move 2 units to the left. And am I going to move up or down? Nee, want my y-waarde is 0. Sorry? Het ek 'n fout gemaak? Okay. Right, the 0. Cool. Kom ons kyk na die volgende x-waarde. The next x value is negative 1. What is the corresponding y value? 1. Kan ons dit ook as 'n geordende paar gaan skryf? Ja. Do you think we can plot this on our Cartesian plane? Absolutely. Minus 1 en 1. Ek sien jou, daar's jy. Kan julle vir my die res van die tabel voltooi asseblief?
Kom maar. Wanneer ons die lyn kry, dat CSU dat ook al, dan moet ons daar perfect voor Ook vir myself hê. Ek hoop julle dieselfde waardes as ek gekry. Okay. Okay, die ligte blou punt, the light blue coordinate point of ordered pair 0 en 2. Het ons enige horisontale beweging vir hierdie punt? No. Do we have a vertical movement? Yes. Up or down? Up. 2 units. Ja. As y is van x minus 2, dan beteken dit jy gaan af uitgesluit. Dit beteken net as dit y minus 2 was, dan sou jou koördinaatpunte so gelyk het. Die lyn sou net laer gewees het. Okay, ons gaan nog daarby uitkom. Ai ai ai. Right. Moving along. Die groen punt is 1 en 3 en die pink punt is 2 en 4. If you then take your ruler, I hope you have a ruler, you will see that you have just drawn your own straight line function. Mag dit die eerste van baie reguit lyn funksies wees. Okay. Cool, nee? Very cool. Ons gaan nog iets doen. Dis kan maak my dag. Dis kan maak my dag. That's true. Ben niet a CC C200. ACC 200, ja. I will. Okay, wie teken dit nog? Okay, vat julle tyd, wees rustig. Sorry? We can have classwork, yeah. It's on the next page. I'm just waiting for everyone to complete this. That's a good bag. Why? We're getting there. Not today. We are getting there. Okay, kan ek aangaan? Is julle klaar? Bra. Ek het dit nog nie vir julle geprint nie. Maar vir oefening 1 wil ek graag hê jy moet vir my die koördinate van elk van die volgende punte skryf. Just right there. You don't need to draw anything. So just to show you, if I want coordinate point A, I have to start at the origin, walk 5 units to the left,
that means -5. That's my horizontal movement, followed by 3 units upwards, soort van, dis positief, dis 3. En dis wat ek soek vir al hierdie punte. OK, julle het werk om te doen, julle moet gou maak, ons gaan dit nou merk. Jy gaan nie 'n tabel teken nie. Ek het gerekord. Nou, ek soek net al die koördinate asseblief. You need to do this now. Jy moet dit in hakies sit en dit moet geskei word deur 'n kommapunt. You need to put this in a bracket and it must be separated by a semicolon. Altyd eers die X beweging en dan die Y beweging. So jou horisontale beweging is eerste. Ja. You will always write it as XY. Evan, is jy klaar daar agter? Rogan, are you done? I did not think so. Yes. Because we're busy with an important exercise. But if it bothers you,